Goeiemôre almal. Baie welkom by ons goeie Vrydagdiens. Mag dat jy ontmoeting hê met God vanoggend en mag jy weer in verwondering staan oor God se groot liefde en genade vir jou. Ons dink vandag na oor Jesus wat uit genade gekom het en opgeoffer het, wat gelei het, wat gesterf het vir ons om ons te red. Hy het verskriklik baie deurgemaak sodat ons wat glo die ewige lewe kan kry. So ons is opnuut staan ons in verwondering en is ons dankbaar daarvoor. Ons kan eintlik dit nie begryp nie. Die Here se genade en liefde is so groot. Ons kan net dankbaar wees. Nou baie mense eet in hierdie Paastyd curryvis. In hierdie Paastyd hotcross buns, maar ook curryvis. Dit is baie mense voel hulle moet dit inkry in hierdie tyd. En ek het 'n vriend, hy's 'n dominee by Concordia daar in die VG Kerk daar in die Noord-Kaap naby Springbok. En ek sien toe hy sit op sy status op WhatsApp. Hy is gereed vir hy's beskikbaar vir huisbesoek, maar die mense kan die curryvis so lank gereed kry. Nou ek sê toe vir hom, hy moet besop, want hy sê nou nie wat se vis nie, hy sê net curryvis, so mense kan dalk barber voorberei of karp. Toe sê hy nee, hy gee nie om nie, solank daar curry by is. So, miskien eet jy ook curryvis in hierdie tyd. En nou sê Terry vir my, die snoek is 'n bietjie min in die Kaap, so nou is dit vir baie 'n groot krisis. Ja, is nou nie snoek nie. Hulle moet baie duur betaal vir dit. Maar baie welkom hierso vanoggend. En ek wil vra dat ons ook net so draai na mekaar sal groet. Ons is 'n familie in Christus, geloofsfamilie. En ek wil ook vra as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op as jy wil of iemand gaan vir jou dalk. Maar ons gee 'n kruisie wat net sê welkom by Nooit Gedagte. So steek asseblief jou hand op. Ek kort nou weer 'n paar uitdelers. Hier is 'n paar hande, ja. Hele paar. Hier is vir oom 'n paar en vir jou Pieter. Hier is 'n paar hande. Boe is al ook om Attie. Al boe ook om Attie. Ek dink Pieter is op. Ek sien nou, daar kom hy nou. Daar sê. Daar gaan nou 'n geleentheid wees om jou dankoffer te gee. Brian vra net dat die glasies by die deure gelos word in die houers na die tyd. Maar jy kan nou jou dankoffer gee.
koninkryk te bevorder en om U naam te verheerlik. Amen. In Jesaja 53 vers 1 tot 5 hoor ons die volgende: Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou net kyk ek, die kers is hier nie. Ons gaan bly sit en ons sing die lied saam, aanskou die heiland, sien die kruis. So bly sit. Vandag is dit 'n meer somber atmosfeer. Ons dink aan Jesus se lyding, sy dood. So ons is ook hartseer oor dit wat hy deurgemaak het. Kom ons sing hierdie lied saam. Ook die nagmaal saam vier en dit is altyd ook weer kosbaar as mens dit saam vier as medegelowiges. Dit herinner ons net weer aan wat Jesus vir ons gedoen het, dat hy ten volle betaal het vir al ons sonde. Hy het die straf op hom geneem en ons kan seker wees dat ons wie glo se sondes vergewe is. Dit is so wonderlik. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. En deur die Heilige Gees
is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Maar voordat ons die nagmaal gebruik, ek gebruik die kinder nagmaal formulier, en ons wil net vir mekaar ook vertel, wat sê die Bybel vir ons oor die nagmaal? Wat leer die Bybel ons? Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. En ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis daar op Golgotha vir ons gedoen. Nou, as 'n mens nou net so bietjie terugdink en ek vra nou wat het jy vanoggend vir ontbyt geëet? Dan gaan jy dalk kan sê vir die persoon langs jou. Maar as ek sê wat het jy dalk verlede Woensdag vir ontbyt geëet of verlede Dinsdag of wat het jy vir middagete geëet? Dan gaan jy dalk nie so goed onthou nie. Jy gaan dalk nou eers mooi moet gaan dink. Ek kan nie eers onthou wat ek toe geëet het nie. Die dinge is ons vergeet vinnig. Ons is besig, as klomp dinge wat in ons lewe gebeur en dan vergeet ons. En die nagmaal is vir ons gegee om ons te help om te onthou wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons dit nooit sal vergeet nie. So die Bybel leer ons dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. En dit is sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. En is wonderlik dat tot vandag toe herinner die nagmaal ons aan wat Jesus gedoen het. Daai brood en daai wyn of daai druiwesap. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir al ons sonde gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Hy het die dood oorwin. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Ons dink vandag veral daaroor. Die wyn of die druiwesap wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Met die nagmaal oordink ons Jesus se dood en ons verkondig dit ook. Ons dink veral daaraan hoe hy gelei en gesterf het. Wanneer ons die brood en die wyn of die druiwesap gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons behoort aan die Here, maar ons is ook aan mekaar verbind. As lede van een liggaam in liefde. En die Heilige Gees bind ons weer so saam vanoggend. Al is ons verskillend. Ons sê ook, soos die nagmaal gebruik, dat ons almal eendag, ons wat glo, gaan saam met Jesus in die hemel wees. En daarom is ons ook bly wanneer ons die nagmaal gebruik. Ons sien uit daarna. Ons weet dit gaan fantasties wees. So ons sien baie uit daarna. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen. So as mens hierdie nagmaal gebruik, dan moet mens uit dankbaarheid ook weer sê, ek gaan voluit vir die Here lewe. Ek gaan weer gehoorsaam wees. Ek wil Jesus volg, hy is my Here, hy is my koning. Hy het my gered. Ek gee ook my lewe vir hom. Hy is die een wie my lewe bepaal. Nou, ek gaan vir ons lees uit die lied, dit is Vonk 194, was jy daar? So jy kan net stil wees, as jy wil kan jy jou oë toemaak, luister net hierna, dink na oor wat jy hier hoor. Was jy daar toe die Here gekruisig is? Was jy daar toe hy wreed mishandel is? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Al ons sonde. Was jy daar toe die Here gekruisig is? Kan jy sien hoe hy daar vir jou moes ly? Al die haat waardeur hy geduldig bly. Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Al ons sonde. Kan jy sien hoe hy daar vir jou moes ly?
Sien jy raak wat hy als vir jou verduur? Al die pyn, al die spot, sy donker uur. Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Al ons sonde. Sien jy raak wat hy als vir jou verduur? Kan jy sien hoe hy worstel met die dood? Kan jy hoor hoe hy roep in al sy nood? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Al ons sonde. Kan jy sien hoe hy worstel met die dood? Weet jy nou waarom hang hy aan 'n kruis? Weet jy nou waarom hy so swaar moes ly? Daar aan die kruis het hy betaal vir al ons sonde. Al ons sonde. Weet jy nou, hy dit als vir jou volbring. Die pad van Jesus lei na glorie, maar eers deur die kruis. En dit besef ons weer vandag, dit is ook ons roete. Eers die kruis en dan die kroon. Ons kan nie verby dit kom nie, ons kan nie dadelik Paas-Sondag toe gaan nie. Thomas A. Kempis het gesê, baie is lief vir Jesus, maar min is lief vir die kruis. Ons wil Jesus volg, maar wanneer daai pad deur lyding en opoffering en swaar kry gaan en deur die kruis, dan wil ons breek. Dan wil ons hak ons voete vas. Maar in Markus 8 vers 34 sê Jesus, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dit moet ons weer besef. Ons kan nou net 'n paar oomblikke vat en ons eie sonde skuld bely teenoor die Here. Bely teenoor die Here hoe jy soms fokus verloor, hoe jy dalk nie vir hom wil volg as dit opoffering en swaar kry meer bring nie. Bely jou selfsug, jou selfgerigtheid. Here, vandag moet ons eerlik wees en al ons maskers moet val. Ons kan niks vir U wegsteek nie. U ken ons heeltemal, deur en deur. U weet van alles. Here, ons bely vandag ons sonde. Ons bely dat ons ongehoorsaam was. Ons bely dat ons nie U volheid gevolg het nie. Dat ons dalk gemaksigtig was, selfgerig, dat dit dalk weer gegaan het oor ons naam en ons eer en ons koninkryk. Maar ons weet as ons na U toe kom, eerlik, ons bely ons sonde, dan vergewe U ons. Dankie daarvoor. U skryf ons nie af nie. U is lief vir ons. Soos die verlore seun kan ons terugkom na U toe. Dankie daarvoor, Here. Daarvoor sê ons dankie. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So as mens met ware berou na Jesus Christus toe kom vir verlossing, dan kan mens weet, mens word vergewe. Mens is vergewe, mens se sondes is weggevat. Ons word weer skoon gemaak van al daai sonde en ongeregtighede. Daarvoor is ons so dankbaar. Ons gaan nou bly sit, dan gaan ons 'n video kyk van ons geloofsbelydenis, waar dit opgesê word deur verskillende mense. Dis vir my so mooi, in Christus is ons een. Ons, al is ons verskillend. Mens sien iets daarvan in daai video. Jy kan dit wys aan so.
Ek glo. Ek glo Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, Sy enige gebore seun, ons Here, Ons Here, Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. vanwaar hy sal kom om te oordeel. die wat nog lewe En die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, Die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, om te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Nagmaalstafel gaan sit vanoggend kan vorentoe kom. Ons gaan ook die nagmaal saam vier. Bid saam. Here, vandag is 'n besonderse dag. 'n Dag waar ons stil word en in verwondering staan dat U seun gestuur het vir ons, omdat U ons so liefhet. U wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Daarom het Jesus gekom om te sterf vir die sondes van hierdie wêreld, sodat die wie glo die ewige lewe kan kry. Dankie daarvoor, Here. Ons wat glo behoort aan U. En ons kan weet Jesus het vir al ons sondes betaal. Die nagmaal herinner vir ons daarvan, gee vir ons daai sekerheid. Ons bid, Heilige Gees, kom help ons om dit te glo, om seker te wees daarvan, om vry te wees weer. Here, kom versterk ons geloof. Die Heilige Gees help ons. Ons bid dat hy ons oë sal oopmaak om die heerlikheid en grootheid van Jesus raak te sien. En dan verander ons hele lewe, soos Paulus se lewe ook so verander het, toe hy daai ontmoeting gehad het met die lewende Christus. Here, ons kort hulp, ons kan nie self nie. Sonder U kan ons niks doen nie. Ons is afhanklik van U. En ons dank U dat ons vanoggend die nagmaal saam kan gebruik. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. En die wyn of die druiwesap wat ons geskink het, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Die tekens kan nou uitgedeel gaan word. Dankie.
Here, is iemand dalk oorgeslaan met die uitdeel van die brood? Steek net jou hand op. Of met die wyn of die druiwesap. Lyk my om Teddy het homself oorgeslaan. As hy. Ja. Ja, Louisa Meiberg is ook deel. Hulle neem ook deel in die nagmaal vanoggend. So ons bid dat dit vir hulle ook besonder sal wees vanoggend. So. Wag nou net, ek dink Kobus kom nou nog daar af. Van bo. So. Neem die brood, eet dit en dink daaraan dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en glo dat hy so al jou sondes weggevat het. Neem dan die wyn of die druiwesap, drink dit, dink daaraan dat Jesus se bloed vir jou aan die kruis gevloei het en glo dat hy so al jou sondes weggevat het. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons wil eintlik vandag huil. Ons is so dankbaar, ons is so bly. Ons wil huil want Jesus het so baie vir ons deurgemaak en dis net genade. Maar ons wil ook huil want ons is so bly oor die gevolge daarvan dat ons gered is. Ons wie glo kan dit weet, kan seker wees daarvan. Here, dankie daarvoor. Here, mag die liefde van Christus ons dring, ons beheer, ons inspireer om gehoorsaam te gaan lewe as sy volgelinge. Here, U wil ons gebruik in hierdie wêreld en daar's baie nood. Daar's baie swaar kry, daar's baie mense wat mismoedig is, wat voel daar's niks lig nie, dis net donker. Here, maar ons kan hulle van U vertel. Ons kan U liefde gaan deel met hulle. Ons kan hoop bring. Help ons, Here, om daai geleenthede raak te sien. Dat ons van ander disippels sal maak. Here, ons is instrumente in U hande. En ons is dankbaar dat U ons wil gebruik. Here, ons kry by die Heilige Gees alles wat ons nodig het om U te volg. Help ons om dit te glo. Ons kan gaan doen wat U van ons vra. Maak ons bereidwillig, Here, uit dankbaarheid. Ons wil onsself gee as lewende en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Op grond van U groot ontferming. Here, dankie vir U groot genade. Ons kan net dankie sê. Ons verdien dit glad nie, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Julle kan gaan sit. Dankie. That's it.
Daar is so 'n liedjie, julle ken dit, die ouer mense sal dit ken, ek dink nie die jonger mense nie, daar's 'n dierbare kruis. Dalk is dit 'n liedjie wat vir jou baie spesiaal is, maar die kruis was nie dierbaar nie. Dit was eintlik 'n baie wrede ding wat die Romeine gebruik het. Dit was 'n barbaarse openbare skouspel. Daar was lyding, daar was bloed, daar was swaar kry. Dit was 'n manier hoe hulle mense uitgewis het. En dit was bedoel om 'n afskrikmiddel te wees. Moenie teen ons in opstand kom nie. Moenie rebelleer nie. Was dit doen wat ons sê. Ons is in beheer. So dit was baie wreed en dit was hulle sou nie enige iemand gekruisig het sommer maar net nie. Dit was gereserveer vir die skuim van die aarde. Die wat vyande was van Rome. Die wat in opstand, politieke opstand teen hulle gekom het. Of die wat verskriklike goed gedoen het. Regtige groot oortredings. Dit was vir hulle bedoel. So mense moet dit in ag neem. Mense wat ekstreme oortredings en misdade gepleeg het. En ek wil bietjie vir julle lees wat het die eerste eeuse filosoof, die eerste eeu na Christus, daai filosoof Seneca geskryf. Nou hy het in een van sy werkstukke, die dialoog, sê hy die volgende: kan enige iemand vrywillig kies om in sulke skrikwekkende pyn te sterf, ledemaat vir ledemaat, of om sy lewe druppel vir druppel te verloor, eerder as om oombliklik te sterf? Sou enige iemand vrywillig aan 'n vervloekte hout vasgebind word, net om lank daar te hang met misvormde, gebreekte ledemate en nuwe aaklige wonde reg oor die skouers en bors, terwyl hy worstel om asem te haal in 'n uitgerekte doodstryd. Mens hoor net hoe verskriklik dit was, daai lyding, daai swaar kry, daai verskriklike pyn. En hy sê toe ook, as iemand vermeen dat hy tot 'n kruisdood gevonnis is, dan is dit beter as daai persoon eerder selfdood pleeg. Dis hoe erg dit was. Hy het gesê pleeg eerder selfdood. Moenie daai pad stap nie, dis te erg. Jesus het dit vir ons gestap. Hy het homself geoffer om ons te red. Dit is besonder. So ons word vandag weer gekonfronteer met daai lyding van Jesus. Daai opoffering. Hy wat as lam van God geslag word om ons te red, om vir die wêreld se sonde, sodat mense gered kan word. In 1 Petrus 2 vers 24 tot 25 hoor ons die volgende. Dis nou Jesus, hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Nou ons gaan lees uit die Johannes Evangelie. Ek gaan 'n langerige gedeelte lees van waar Jesus nou verskyn daar voor Pontius Pilatus tot waar hy begrawe is. Mens moet eintlik verder al terug lees van Johannes 18 af. Maar ons gaan daai gedeelte lees. En mag jy net weer diep getref word deur dit wat Jesus vir jou gedoen het. Ek wil net noem dat in die Johannes Evangelie is die kruisiging die beslissende uur waarvoor Jesus aarde toe gekom het. Hy het gelei, hy was verwerp, maar eintlik in die Johannes Evangelie is sy kruisiging waar hy verhoog word, waar hy verheerlik word. Daar sien 'n mens eintlik wie hy werklik is. So dis net
interessant as mens dit in ag neem. In Johannes 8 vers 28, dit is in die 2020 vertalings, dan sê Jesus, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dis nou met die kruis, dan sal julle begryp dat ek is, en dat ek niks uit my eie doen nie, maar hierdie dinge sê, net soos die Vader my geleer het. So Jesus het gekom, uit aarde toe gekom om te gaan sterf aan die kruis. En daardeur kom nuwe lewe, die ewige lewe vir die wat glo. En in Johannes 19 vers 30, dan kan Jesus sê, dan sê hy, tetelestai in die Grieks, dit beteken, dit is volbring, dit is afgehandel. In Engels sou mens nou kon sê, mission accomplished. Jesus het gedoen wat hy moes, hy het sy taak voltooi. Maar sy kruisiging is eintlik ook 'n oomblik van oorwinning, van triomf. Daarom kan hy eintlik sê, mission accomplished. Dit is vir altyd afgehandel, hy het die volle prys betaal. Ons kan die gevolge daarvan kry. Die wonderlike gevolge, 'n ewige lewe. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Ons bid net voor ons dit lees eers. Here, ons gaan vanoggend weer lees uit u woord uit, en ons hoor baie dinge, maar ons wil u stem hoor. U praat vandag nog met ons. Help ons om te luister. Here, ek bid dat ons hierdeur regtig weer in verwondering sal staan oor u liefde en genade. Kom Heilige Gees, help, kom breek hierdie woord vir ons oop, hierdie lewensbrood. Help ons om weer te besef wat Jesus vir ons gedoen het. En Here, mag ons net in dankbaarheid dan gaan leef weer vir u. Voluit, voltydse volgelinge van Jesus. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek gaan vir ons lees uit Johannes 18 vers 28 tot 19 vers 42. Daarna gaan ons in stilte uit. Daar's nie, die seën gaan nie uitgespreek word nie. Ons gaan nie 'n lied sing nie. Ons gaan uit in stilte. Want ons dink aan Jesus wat gesterf het. Julle kan Sondag ook blomme saambring. Dan vier ons die opstanding. Dis iets van daai vrolikheid. Bring 'n blom of iets saam en sit ons dit op die tafel. Dan gaan ons vol blydskap wees oor Jesus wat leef. Maar kom ons lees hierdie gedeelte saam. Jesus voor Pilatus. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die Paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord, as hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het nie. Pilatus sê toe vir hulle, vat julle hom en veroordeel hom volgens julle wet. Maar die Jode sê vir hom, ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word, wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit u eie of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning,
vra Pilatus. Dit is soos u sê. Ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug, nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Nou, die boodskap sê byvoorbeeld, hulle het hom met swepe geslaan. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê, ons groet u, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Pilatus het toe weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring hom vir julle buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Toe die priesterhoofde en die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Toe Pilatus dit hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amptswoning ingegaan en vir Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jesus het hom egter nie geantwoord nie. Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? En Jesus antwoord hom, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het, groter skuld. Hieroor het Pilatus geprobeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu, as u hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verset teen die keiser. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit, op die plek wat klipterras genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereiding vir die Paasfees, en dit was omtrent 12:00 die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net die keiser. Toe het hy hom op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem. Jesus word gekruisig. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na Kobbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus Golgotha. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is,
naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Toe die soldate Jesus dan gekruisig het hulle sy boklere gevat en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van bo af in 1 stuk geweef. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie, kom ons loot wie dit moet kry. Dit het gebeur sodat die skrif vervul kan word, waar dit sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en vir my kleed het hulle geloot. Dit is wat die soldate gedoen het. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Jesus sterwe. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit, het dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Dit was Vrydag en die Jode wou nie hê dat die liggame op die Sabbatdag aan die kruis moet bly nie, want daardie Sabbatdag was 'n groot dag. Daarom het hulle vir Pilatus gevra, die mense wat gekruisig is se bene gebreek en die liggame weggevat moes word. Toe het die soldate gekom en die bene van die eerste een gebreek en ook die van die tweede een wat saam met Jesus gekruisig is. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, het hulle nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het, lê daarvan getuienis af en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat julle ook kan glo. Dit het immers gebeur sodat die skrif vervul kan word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En verder sê die skrif op 'n ander plek, hulle sal hom sien vir wie hulle deurbehoor het. Jesus word begrawe. Hierna het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, omdat hy vir die Jode bang was, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag neem. Pilatus het sy toestemming gegee. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat 'n keer in die nag na Jesus toe gekom het ook gekom en 'n mengsel van omtrent 50 liter mirre en alwyn gebring. Hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit met geurolie behandel en in doeke toegedraai, soos dit die gebruik van die Jode was om iemand vir die begrafnis uit te lê. By die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin daar nog niemand begrawe was nie. Daar het hulle Jesus begrawe omdat die Sabbatdag vir die Jode al amper aangebreek het en die graf daar naby was. Ons lees net tot sover.